Nou ja, dis weer tyd om te sê welkom as jy ingeskakel het op ons aanlyn diens via Facebook of YouTube. Maak ook gebruik daarvan om dit aan te stuur vir iemand wat jy dink dit dalk nodig het. Ek is so dankbaar, ons kry elke week boodskappe dat mense vra ons asseblief moet volhou met die aanlyn dienste. Dit het natuurlik nou begin met COVID, maar daar is nou soveel mense landwyd en wêreldwyd wat kyk dat ons nie nou enige verandering daaraan wil maak nie en net ons dankbaarheid uitspreek dat dit vir mense 'n manier is om die woordverkondiging te kan hoor en ons dank aan die Here vir 'n wonderlike geleentheid wat geskep is uit die verleentheid van COVID. Kom ons word saam stil, begin ons diens met 'n wotum. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, baie dankie vir die geleentheid via die internet, om met u woord by mense uit te kom. Ons bid dat u ook by elkeen sal wees binne hulle bepaalde omstandighede. Dankie ook vir die erediens geleentheid in die gemeente. Ons bid dat u dit alles sal seën. Here, dan is ons gebed dat u verheerlik sal word deur die feit dat ons in u glo, dat ons bely dat ons in u glo, die feit dat ons afhanklikheid van u bely, die feit dat ons u sien as lewende en enigste Here. Here, as ons vandag met die woord besig is en ook 'n bietjie dink oor die Christendom in vergelyking met 'n ander sogenaamde godsdiens, die Boeddhisme, wil ons bid dat u ons sal lei deur die Gees, dat daar geen gees van veroordeling sal wees nie, maar wel 'n nugter gees van beoordeling en dat ons altyd op die Heilige Gees kan reken om ons daarin te lei. Ons bely ons swakheid, ons tekortkominge, ons afhanklikheid, maar ons bely ook dat ons gered is uit genade en dat u die lewende en enigste Here en God is en in Jesus Christus ons koning en verlosser is. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, soos gebruiklik wil ek sê 'n kort inleiding. In 1963 was ek in graad 1 en het ek een middag by die huis gekom van die skool af en ek het gewag tot aandete. Daai tyd was daar nog nie televisie nie, so mense het nog aandete om die tafel geëet en ek het toe tydens aandete volgens my ouers 'n baie belangrike aankondiging gedoen. In die volgende woorde: almal in hierdie huis praat verkeerd. Dit is nie huis en muis nie. Dit is huis en muis. Nou waarom? Die herinneringe van 'n goeie klompie jare gelede. Want vandag praat feitelik almal in die hele wêreld verkeerd. Hulle praat nou nie noodwendig van muis in huis nie, maar hulle praat van Boeddhisme as die 4de grootste godsdiens in die wêreld. Terwyl die feite is dat Boeddhisme is nie 'n godsdiens nie. Binne die Boeddhisme ken hulle nie 'n God nie.
erken hulle nie 'n God nie, aanbid hulle nie 'n God nie en volg hulle nie 'n God nie. Boeddhisme sal beter beskryf word as 'n filosofie of 'n lewensbenadering en met 'n gepaardgaande lewenswyse. Ons kom later by die rol van die Boeddha. Maar Boeddha is beslis nie 'n God nie en word ook nie binne Boeddhisme so gesien nie en word nie op enige manier aanbid nie. 4 redes waarom dit noodsaaklik is om bietjie meer te weet van Boeddhisme. Die eerste is, daar is na raming 500 miljoen Boeddhiste in die hele wêreld. Die eerste rede, hoekom ons daarvan moet weet. Die tweede is, Jesus se opdrag, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels en leer hulle van my. Die derde rede, ons as gemeente het 'n uitreikaksie na Kambodja vir 20 plus jaar en daarom moet ons ook weet wat daar aangaan. En dan die vierde, daar is wesenlike verskille tussen Christendom en Boeddhisme en dis belangrik om van daardie verskille kennis te neem vir watter rede? Om Christenskap beter te verstaan. Wanneer ek ooit praat oor 'n ander godsdienst, Boeddhisme, Islam, die Judaïsme, maak nie saak nie, is die hoofdoel altyd om 'n beter begrip te kry van waarom ons Christene is en wat ons Christenskap behels. Nou, Dominee Werner het verlede week 'n uitstekende oorsig en wat my betref geheel beeld gegee van die verskil tussen die wêreld se groot godsdienste en Christendom, onder andere ook Boeddhisme genoem, en hy was natuurlik wys genoeg om nie na Boeddhisme te verwys as 'n godsdienst nie, net gesê daar word so daarna verwys, maar dat daar nie sprake van 'n godheid in Boeddhisme is nie. Nou, ek dink kom ons kyk net eers gou baie kortliks na die statistieke van hoe groot is Christendom, hoe groot is Islam, hoe groot is Hindoeïsme en natuurlik dan nou Boeddhisme. 500 miljoen Boeddhiste in die wêreld. Dis 6% van die hele wêreldbevolking. Dan in Kambodja, waarop ons vandag fokus, is daar van hierdie 500 miljoen Boeddhiste, is daar 14 miljoen Boeddhiste. Maar 'n belangrike syfer is dat in Kambodja is 97% van die bevolking Boeddhiste. Dit net baie belangrike agtergrond. Dan ons eerste hoofpunt, baie kortliks. Ons as gemeente het 'n uitreikaksie in Kambodja vir 20 plus jaar. Dit behels die volgende. 'n voltydse sendeling, Jean Marie Jooste, sy het hier in die gemeente groot geword, na die kerkraad toe gekom op stadium en gesê dat sy nie net 'n roeping het om 'n sendeling te word nie, maar 'n baie spesifieke roeping om 'n sendeling in Kambodja te word. En ons as kerkraad het besluit om haar te ondersteun. Nou, daar's meer as 'n manier om sending te doen of uitreik. Die een manier is, jy stuur predikers op 'n kort termyn na plekke toe. En dit is glad nie verkeerd nie, ek beoordeel dit glad nie negatief nie, ek noem dit net in teenstelling met wat ons doen. Jy stuur iemand, hulle gaan preek op 'n klompie plekke, gewoonlik deur middel van 'n tolk, en kom dan terug, en, nou ja, dit het sy waarde. Maar tweedens wil ek noem, dat wêreldwyd is daar bevind dat die mees beproefde of beste metode om sendingwerk of uitreikwerk te doen, is dat 'n sendeling of 'n gestuurde deel sal word van 'n bevolkingsgroep. Deel sal word in die sin van hulle kultuur leer ken, hulle taal absoluut bemeester en praat. En dan, nie net van plek tot plek gaan en bekeringsboodskappe lewer nie, maar
opvolgwerk doen en die mense, die plaaslike bevolking op te lei om dan self die boodskap verder te dra. Nou kan jy jouself voorstel die vermenigvuldigingseffek. Mens kan vir jouself sê, hoe kan een persoon by 14 miljoen boeddhiste in Kambodja enigsins 'n verskil maak? Wel, dit gaan nie oor een persoon nie. Dit gaan oor een persoon wat by 10 persone uitkom, en daai 10 persone kom by 10 ander persone uit, en daai 10 ander persone kom by 10 ander persone uit, en op die eind sit jy met honderde, duisende mense wat bereik word, en dan self, in hulle eie taal, in hulle eie kultuur, die boodskap van Jesus Christus verder dra, die groot sendingopdrag. Ons gaan net na hierdie eerste punt van my, kyk na 'n kort video-insetsel met 'n boodskap van Jean-Marie Jooste, ons sendeling in Kambodja, waarin jy daarop kan let dat sy weer beklemtoon hoe sy te werk gaan, hoe sy predikante, pastore, lidmate van gemeentes en so meer oplei en hulle die boodskap verder dra. Baie belangrik om te let op daardie werksmetode. Die derde wat ek wil noem oor ons uitreikaksie is dat die projek word gefinansier deur vrywillige bydraes. Dit kom nie uit die normale bydraes van lidmate in die gemeente nie. As jy die getalle wil hê, die syfers en so, en ek gaan nie dit hierso noem nie, absoluut baie welkom om die in fynste detail daarvan in die kerkkantoor of by die kerkkantoor by ons gemeentebestuurder te kry. Die projek word gefinansier, soos ek sê, deur vrywillige bydraes. Ons noem dit ons geloofsoffer. 'n Geloofsoffer is 'n commitment wat 'n mens maak om te sê, ek wil vir hierdie saak bydra naas my gewone bydra, en dit word dan ook so gemerk en so geadministreer, en as jy dit graag wil doen, ons gaan nie vanoggend weer blaadjies uitdeel nie, maar kan jy direk met die kerkkantoor skakel en sê, ek wil graag by hierdie projek betrokke raak, en ek wil graag 'n sekere bedrag, en dit word heeltemal anoniem hanteer, bydra as geloofsoffer tot die Kambodja uitreik projek. Dan baie kortliks 'n vierde en laaste punt, hoe kan 'n mens hierdie uitreikaksie van ons gemeente ondersteun? Natuurlik, heel eerste, deur gebed. Maar ek wil twee aspekte van die gebed noem. Die een is om te bid, gereeld te bid, vir die projek op sigself. Ons gemeente se uitreikaksie in Kambodja onder 'n bevolking wat hoofsaaklik 97% boeddhiste is. Tweedens natuurlik om ook te bid vir Jean-Marie. Dis 'n geweldige uitdaging om jou land, jou familie, jou vriende, jou alles hier te los en voltyds in Kambodja te gaan lewe en werk. Kom ons bid vir Jean-Marie as persoon en in haar werk. Derdens kan jy finansiële bydrae maak, daaroor het ek klaar gepraat. Vierdens, as jy wil, kan jy vir ons jou e-posadres deurgee, en dan kan jy eenmaal per kwartaal Jean-Marie se nuusbrief per e-pos ontvang. In 'n tweede hoofpunt gaan ons nou kyk na die kort insetsel van Jean-Marie met haar boodskap uit Kambodja. Goeiedag hier uit Phnom Penh in Kambodja aan al my gebedsvriende en ondersteuners in Suid-Afrika.
My bediening, die Pray Cambodia seminar, behels om plaaslike gelowiges te mobiliseer en op te lei om met gesag en vanuit 'n sterk verhouding met Christus vir hulle land en die wêreld te bid. Die afgelope jaar het hier 'n oorlog met Thailand in die noordwestelike deel van die land uitgebreek, wat in Desember oor 8 provinsies gestrek het, sodat meer as 'n half miljoen inwoners van hulle huise moes vlug. Sedert 'n tweede skietstilstand net na Kersfees onderteken is, kan meer as 100,000 vlugtelinge steeds nie na hulle huise terugkeer nie, omdat Thailand streke van die land ingeneem het en daar nog steeds klusterbomme in baie van die areas rond lê, wat kan ontplof as iemand daaraan raak. We recognize that you sent your son and he was displaced from heaven to come to earth. ត្រង់ជ្រាបប្រការទាំងអស់ដែលទុកលំបាកមនុស្សនៅលើពិភពលោកហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងខ្ញុំដែលប្រកបតែភាពនៅខាងត្រង់ដែរ Thank you so much. You, Jesus, came and you were displaced and you showed us the way. And so we pray for those that are displaced today. Wat die vyand ten kwade beplan het, word egter deur God ten goeie gebruik. Die Christene in die land skyn tans vir Jesus, verleen hulp aan diegene in nood en deel die evangelie oral waar hulle gaan. Hier word ook meer en meer met erns gebid en na baie jare van praat daaroor, het die plaaslike kerk uiteindelik ook 'n 24-uur gebedsketting in Cambodia. ពីបរិស័ទអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពីអ្នកគ្រូរយៈពេលខ្លីនេះគឺការដោះលែងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនប្រកាសថាយើងជឿនៅជាមួយនឹងដែលផ្សាយនឹងអមមកយើងគាត់បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណាព្រះវិហារបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណាឬក៏កន្លែងដែលបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺការសម្អាតខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ Die Here maak tans meer en meer deure vir my oop om predikante en gebedsgroepleiers op te lei om die seminar met hul gemeentelede te deel sodat die werk vermenigvuldig. ព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះបិតានៃខ្ញុំមានកន្លែងស្នាក់នៅជាច្រើនមានទីលំនៅជាច្រើន រយៈសិក្ខាសាលានៃការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំរៀនបានអ្វីដែលថ្មីគឺចេញពីសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទយូសាផាតដែលគាត់នៅតែទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់គឹងទី1គឺយើងមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានហើយយើងស្ដាប់ហើយគឺយើងនៅឲ្យស្ងៀមហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងសរសើរដំកើងទៅដល់ព្រះអង្គពួកគាត់បានបញ្ជូនអ្នកថ្វាយបង្គំទៅដើម្បីសរសើរដំកើងព្រះអង្គជាអ្វីមួយដែលលើកទឹកចិត្តហើយជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំ 'n Nuwe verwikkeling is dat hierdie fasiliteerders wat reeds die opleiding voltooi het, my nou ook help wanneer ek die seminar vir nuwe groepe aanbied. ថាតើយើងអធិដ្ឋានដូចជាអ្នកសុំទានឬក៏យើងអធិដ្ឋានដូចជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គយើងមិនគួរភ័យខ្លាចទេប៉ុន្តែយើងគួរកោតខ្លាចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងត្រូវអធិដ្ឋានដូចជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ពីពាក្យរបស់ព្រះអង្គហើយទៀតថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងចូលទៅរកព្រះអង្គនឹងការចោះចូលរួមជាមួយព្រះអង្គហើយយើងមានសិទ្ធិអំណាចរួមជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំបានអនុវត្តផ្ទាល់ទាំងទ្រឹស្ដីខ្ញុំបានយល់ពីទ្រឹស្ដីហើយខ្ញុំអនុវត្តផ្ទាល់ទៀតដូចយើងអ្វីដែលថ្មីទី1សម្រាប់ខ្ញុំគឺយើងបានដើរដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់ទីតាំងដែលយើងនៅក្បែរនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចចូលរួមនិងរៀនសូត្រតាមអ្នកគ្រូដែរដើម្បីយើងយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃ Intussen staan ek steeds plaaslike kerkplanters by die raad, bemoediging en gereelde preekgeleenthede in plaaslike kerke. En word 'n video-opname met 'n preek wat ek deel steeds maandeliks op sosiale media gedeel. Baie dankie aan elkeen van julle vir jul gebede, bemoediging en finansiële ondersteuning. My gebed vir julle is dat God julle elke dag sal
seën met sy voorsiening in al julle behoeftes. Maar bo en behalwe dit, ook met 'n bewustheid van sy liefde en teenwoordigheid. ឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំបំផុតមួយទៀតជារូបភាពដែលខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានគឺពេញមាសនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះអង្គសន្សំទុកគ្រប់ទាំងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះអង្គនឹងដុតជាមួយនឹងភ្លើងឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គខ្លាចទៅជាគ្រឿងក្រអូបដែលចាក់បង្ហូរមកកាន់ផ្ទៃពេលនោះហើយដែលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនិងខ្ញុំទទួលបានការឆ្លើយតប ជីវិតខ្ញុំមានដំណើរព្រោះតែទ្រង់នៅ Ons derde hoofpunt, boeddhisme in 'n neutedop. En ek dink dit is belangrik en sinvol om dit in 'n neutedop aan te bied. Die Boeddha. En baie mense het al beelde gesien van die Boeddha, dit kom oral in tuine voor en so meer. Maar wie is die Boeddha? Die Boeddha se regte naam is Siddhartha Gautama. Hy is gebore op die grens tussen Nepal en Indië, maar aan die kant van Indië. In watter jaar? 560, ongeveer, 560 voor Christus. Belangrik om te weet van Siddhartha Gautama is dat hy gebore is as 'n prins. En dat sy ouers besluit het, omdat hulle groot verwagtinge van hom gehad het, om hom te oorbeskerm. En vir byna 29 jaar is hy eintlik beperk tot binne die mure van die paleis van sy ouers. Volgens oorleweringe het Siddhartha Gautama voor sy 29ste jaar so van tyd tot tyd begin uitglip buite die mure van die paleis en die bietjie die lewe daar buite ervaar. Maar op 29 het hy amptelik uitgegaan en hy het die regte lewe buite die beskermde wêreld waarin hy groot geword het, beleef. Hy was geskok, hy was getraumatiseer, veral deur twee aspekte, lyding en onreg. En toe het hy op 'n soektog gegaan en hy het gesê, hy soek antwoorde, hy soek verklarings. Waarom is daar soveel lyding? Waarom is daar soveel swaar kry? Waarom is daar soveel onreg? Wat lê agter dit? Hierdie soektog van hom duur 6 jaar. Uiteindelik gaan sit hy weer eens volgens oorlewering onder 'n vyeboom en hy sê hier gaan hy nie opstaan voordat hy nie insig gekry het nie. Voordat hy nie die antwoorde gekry het op die raaisels van die lyding van hierdie lewe nie. Voordat hy nie 'n soort van 'n verligting ervaring beleef het nie. En na 'n tyd lank, op 35, vind hy dit. En wanneer hy hierdie insig of verligting vind, dan word hy die Boeddha. En dis wat die woord beteken. Die Boeddha beteken die verligte een. Geen God nie, 'n mens, Siddhartha Gautama, wat na 'n 6 jaar lange soektog na verligting, volgens hom die verligting bereik het, en daarom die verligte een is, die Boeddha. Ek herhaal dit doelbewus. Tot watter insig het hy gekom? Nou ja, mens kan nou baie daaroor lees, daar's baie daaroor geskryf, maar ek dink dit is eintlik belangrik om dit net weer eens in 'n neutedop te verduidelik. Hy het tot die insig gekom dat 'n lyding en onreg word veroorsaak deur mense se begeertes, veral verkeerde begeertes op verskeie vlakke vir materiële besitting, seksuele begeertes en so meer, en so meer, en so meer, en so meer. En dat 'n mens hierdie begeertes moet afsweer. En indien jy dit in jou leeftyd, en dis belangrik, nie reg kry om hierdie begeertes volledig af te sweer nie, dan sterf jy. Maar dan word jy gereïnkarneer, reïnkarnasie, jy word
weer 'n keer gebore en jy word weer 'n kans gegee om hierdie begeertes af te sweer totdat jy uiteindelik tot die punt van volkome vrede kom. En daardie toestand van volkome vrede word binne die boeddhisme genoem nirvana. Die staat van nirvana. Dit wat Siddhartha Gautama bereik het, nirvana, en toe begin hy mense leer van hierdie insig, hierdie verligting wat hy bereik en beleef het. En so begin hy met sy filosofie mense leer en volgelinge trek en hy leer hulle waaroor dit gaan en hoe om hierdie begeertes af te sweer, onder andere deur meditasie en so meer, maar ook deur 'n baie eenvoudige leefstyl om tevrede te wees met absoluut die minimum in die lewe. En dan natuurlik baie belangrike en pragtige en positiewe beginsels, soos om niemand dood te maak nie kwaad te doen en so meer. En hier moet ek dadelik sê, die beginsels en die waardes van die boeddhisme is goeie dinge. Dit is goeie mense wat 'n goeie lewe nastreef, niks en niemand enige kwaad wil aandoen nie. Maar onthou, en dis belangrik, die hoofdoel van hierdie afsweer van die begeertes is om jouself te verlos. Om self by 'n punt te kom van volkome vrede, of dan korrek geformuleer, om self by die punt te kom van nirvana, waar ek vry is. En die implikasies daarvan om die punt van nirvana te bereik, is om dan nie weer gebore te word nie. Ek herhaal, binne die boeddhisme is daar geen God nie. So, dit word beskryf verkeerdelik as 'n selfverlossingsgodsdiens, dis 'n selfverlossingsfilosofie of 'n selfverlossingslewensstyl. Jy moet jouself verlos. Jy moet groei tot die punt van volkome vrede. Ons vierde hoofpunt. Wat is die wesenlike en daarom uiters belangrike verskille tussen boeddhisme en die Christendom? Wanneer ek hierdie verskille bespreek en hanteer, dan herinner ek u net daaraan dat dit gedoen word vanuit 'n gesindheid van nie veroordeling nie. Ons weet ons nou baie duidelik dat dit nie ons rol is om mense te veroordeel nie, maar dat dit tog ons uitdaging is om altyd 'n nugter beoordeling te maak van watter kerk of watter geloof of watter godsdiens ook al. Daartoe is ons geroep. 'n nugter beoordeling is nie 'n veroordeling nie. Die eerste en heel belangrikste punt ten opsigte van die verskille tussen boeddhisme en Christendom. Ons glo in God. Nie net in 'n God nie, ons glo in God. En dit het bepaalde implikasies. En daardie implikasies is belangrik om te verdiskonteer of in ag te neem, want daardie implikasies wys op die radikale verskil tussen Christendom en boeddhisme. Die radikale verskil tussen 'n boeddhis en 'n Christen. As ek sê ons glo in God, nie 'n God nie, maar die God, dan wil ek begin met 'n kort beskrywing van wie die God is in wie ons glo. Ag nou, eintlik weet jy dit, maar dit is baie belangrik wanneer ons hierdie vergelyking maak, om net weer absolute duidelikheid te kry oor 'n paar aspekte van wie is die God in wie ons glo. Die God in wie ons glo is die skepper van die heelal. Ek hou daarvan om te sê, nie die skepper van die hemel en die aarde nie,
maar die skepper van die heelal, die skepper van die sienlike en onsienlike dinge, die skepper van dit wat reeds tot op hierdie stadium ontdek is, maar ook die skepper van dit wat tot nou toe nog nie ontdek is nie. Hierdie skeppergod is 'n genadige God, wat besluit het om die mens wat hy geskaap het, nie prys te gee nie. Selfs al het ons as mense teen hom gekies en doen ons dit nog steeds deur enige en elke vorm van sonde of ongehoorsaamheid. Die genadige God wat besluit het om ons nie prys te gee nie. Hierdie God word beskryf as 'n drie-enige God, 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees. Nou natuurlik kan ons die drie-eenheid verduidelik nie. Ons kan dit nie verklaar nie. Ons kan dit maar net bely omdat dit in die Bybel so geleer word. So ons bely net ons glo in God as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou, ons fokus op die Vader, sy genade en sy skepping. Dan Jesus Christus, ten beste beskryf as die Seun van God, self God en die enigste verlosser. Dan God die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat uitgestort is en wat ons lei in veral die volgende, om ons te oortuig van die waarheid. Ons bely dat ons nie self tot die insig en tot die waarheid kan kom nie, maar dat die Heilige Gees ons die vermoë gee om te onderskei en te besef wat is waar. Om te glo. Geloof is nie 'n verdienstelike daad nie. Dit is 'n genadige gawe van die Heilige Gees om hierdie oorgawe te kan maak en in God te glo. Die Heilige Gees speel 'n rol om ons te oortuig dat die Bybel en dit wat ons daarin lees, die woord van God is. Een van die baie mooi boeke wat geskryf is God se woord in mense taal. Ons weet is mense wat dit geskryf het, mense soos Paulus en so meer. Maar ons glo dit is God se woord in mense taal. Om die Bybel te verstaan. En dan, een van die belangrike rolle van die Heilige Gees is om ons te lei, om te onderskei tussen reg en verkeerd. Ons het die woord wat vir ons riglyne gee, maar daar is ook 'n diep aanvoeling, hoe sterker mense verhouding met die Here is, om 'n fyner onderskeid te kan maak tussen wat reg en verkeerd is. Dit is in 'n neutedop die God in wie ons glo. Dan tweedens 'n paar baie belangrike implikasies van ons geloof in God. Die eerste is gehoorsaamheid aan God se skepingsopdrag, of dit wat ook bekend staan as die kultuuropdrag. God se woorde in Genesis gaan bewoon en bewerk die aarde, onderwerp dit, heers daaroor en so meer. Met ander woorde, in teenstelling met die leer van die Boeddhisme, om nie te onttrek aan die wêreld nie, om nie te onttrek van die samelewing. Alhoewel Jesus sê, julle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie, so daar's 'n onderskeid. Maar hy haal ons nie heeltemal uit die wêreld uit nie, en hy vat nie ons opdrag om betrokke te wees en 'n verskil te maak en dinge te bemeester en te verander en te verbeter, vat hy nie weg nie. Ons moet deelneem, ons moet mediese oplossings soek, ons moet sosiale oplossings soek, ons moet maatskaplike oplossings soek, ons moet politieke oplossings soek, en so meer. Dit is om deel te neem aan hierdie wêreld, en dit is in direkte kontras met die boeddhistiese leefstyl van onttrek, die begeertes afsweer, met so min as moontlik tevrede wees en self te groei na vrede. 'n Tweede implikasie van ons geloof in God is dat dit nie in die eerste plek oor my en jou gaan nie, maar oor God, en dan, en Jesus noem dit in dieselfde asem, dan ook oor ons naaste.
Ons is nie hier vir onsself nie. Ons is hier omdat God ons geskep het met 'n opdrag en 'n doel en 'n plek en 'n rol om te vervul. In die eerste plek tot sy eer om hom te dien, maar ook tot diens van ons naaste in die Bybelse woorde. Op hierdie punt wil ek hê ons moet na 'n paar tekste kyk. Ek sit hulle aan mekaar, elkeen het sy eie besondere plek, maar al hierdie tekste skakel in by hierdie hooftema dat God ons geskep het met 'n doel, ons 'n rol en 'n verantwoordelikheid gegee het, dat dit nie net oor onsself gaan nie, maar in die eerste plek oor hom en ons naaste. Kom ons kyk na 'n paar tekste, meeste van hulle gaan vir julle almal baie bekend wees. Die eerste een, Matteus 22, vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wet en profete is natuurlik 'n tegniese term vir die Ou Testament, so ons kan net sowel daar vertaal. Hiermee is die boodskap van die hele Ou Testament saamgevat. 'n Tweede teks wat ek graag wil lees, Johannes 10, vers 10b. Ek lees doelbewus net daardie een reeltjie, jy kan die groter konteks gaan lees. Maar ek lees hierdie reeltjie omdat dit so 'n direkte teenstelling met die leerstellings van die boeddhisme is. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Derdens 'n baie bekende en baie belangrike sleutelteks in Romeine hoofstuk 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Nie verlos jouself nie onttrek jouself nie. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer. Ons vierde teks in direkte teenstelling met die boeddhistiese ideaal van dat dit oor jouself gaan en oor jou eie verlossing en jou eie bevryding, wil ek lees uit Filippense 2. Ek gaan net vers 3 en 4 lees, maar dit sal goed wees om van vers 1 af te lees. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Die 5de en laaste teks wat ek wil lees, is uit Efesiërs 2 vers 8 en 9, en hier is die hoofpunt natuurlik die kontras tussen verlossing uit genade, of verlossing uit verdienste, of selfverlossing. En ek moet nou maar weer beklemtoon, binne die boeddhisme gaan dit oor selfverlossing, binne die Christendom gaan dit oor verlossing uit genade. Maar hier die baie duidelike woorde van Paulus in Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Ons 5de en laaste punt wil ek beskryf as die
heel belangrikste, mees wesenlike verskil tussen Boeddhisme aan die een kant, Christendom aan die ander kant. Gaan Google 'n bietjie, gaan lees, wat sê die bronne? Wat was die finale en hoogste hoogtepunt, ek wil dit beklemtoon, wat was die finale en hoogste hoogtepunt in die lewe en geskiedenis van Siddhartha Gautama, die Boeddha, die verligte een? Die hoogste punt was dat hy op 80-jarige ouderdom in 483 voor Christus gesterf het, en omdat hy tydens sy sterfte volkome nirvana, vrede bereik het, nie weergebore is nie, maar dood kon bly. Dit was die hoogste punt in die lewe en geskiedenis van die Boeddha. Wat is die belangrikste moment in die lewe en geskiedenis van Jesus Christus? Dat hy aan die kruis gesterf het op 'n Vrydag en dat hy nie dood gebly het nie, maar dat hy, en dit het op die Sondag bekend geword, deur 'n magsdaad van die Vader opgewek is uit die dood en lewe. Dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy sit aan die regterhand van God en pleit vir ons. En dan herinner ek jou aan sy belofte, natuurlik Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, ook al sterwe hy. Amen. Here, nou bid ons weer vir die leiding van u Gees om hierdie boodskap wat ons gehoor het en die tekste wat ons uit u woord gelees het by ons te bevestig, by ons in te skerp, om dit te gebruik as die oortuiging dat ons glo in die lewende, die enigste en die ware God. En omdat u daar die enigste, lewende en ware God is, bring ons ook alles in ons lewens, in ons land en in ons wêreld voor u, en bid dat u ons genadig sal wees. Ons bid dat u ons gemeente en alle ander gemeentes se uitreikpogings in die wêreld sal seën. Ons bid vir die projek in Kambodja. Ons bid vir Jean-Marie Jooste as gestuurde in Kambodja, vir haar bediening, vir haar as persoon, vir haar familie en haar geliefdes. Ons bid vir ons gemeente en dat u ons sal seën en dat u ons sal gebruik. Dit alles op grond van die soenverdienste van Jesus Christus, die Here. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen.